Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom by ons Pinksterfees vanoggend, waar ons as gemeente gaan vier en Heilige Gees uitgestort is binne ons lewens en ons harte, maar ook binne die kerk ons vier, né? En soos ons hierdie week ook gehoor het, dat op Pinkster herdenk ons die geboorte van die kerk. Want in Handelinge 2 lees ons verder dat die Heilige Gees uitgestort is, so toe het die kerk begin. So dis 'n wonderlike geleentheid om ons vandag nou saam te vier. Nou ons hierdie week bewus geword ons vier kerntipe van woorde, kernvisie, bedieningsareas, fokusareas vir ons as 'n gemeente. En dit is nie wonderlik mooi kennis van die program is, ons het woord, sending, sorg en leierskap. En ons gaan volgende in die erediens gaan ons stilstaan by elkeen van hulle. Hy gaan so kort as weer verduidelik en bietjie dit prakties verduidelik wat dit beteken vir ons as 'n gemeente. Nou ek wil vanoggend net vir 'n paar mense net dankie sê wat ek die name noem, maar dankie vir die eiendomskommissie wat gehelp het dat ons die woord kan opsit, dat ons weer projektors het wat ons beeld verbeter en hulle is hard aan die werk om die klank uit te sorteer. So ons vra nog net 'n bietjie vir julle geduld asseblief daarop. Dankie ook aan die Pinksterweek, né? Almal wat die kerkraad het verdeel het met die wenke vir die sop en broodjies en almal wat geskenk het ensovoorts, dat ons elke aand lekker sop en broodjies saam kan eet na die tyd. Dankie ook aan Amodal wat hulle kinders, skoolsekinders gebring het elke aand. Dit was wonderlik om elke aand die skoolkinders kon deel hê van ons erediens. Dankie ook aan almal die voor die mooi gemaak het om vandag ook 'n besonderse dag vir ons as 'n gemeente te maak. En nou alles waaroor ek gepraat het, ons oor gepraat en sing en oor bid, dit alles is te danke aan die Heilige Gees se werking in ons lewens, maar ook in die lewe van hierdie gemeente, Jakobsdal se NG Kerk. En mag ons hierdie dag sien as 'n nuwe punt in ons geskiedenis, nie? Van 'n nuwe roetemerke van die pad waar ons is saam met die Here. Ons gaan net na die volgende skyfie toe, so tydens Pinkster, die kollektes is opgeneem het, almal gaan alles na die Bybelgenootskap toe. So dis 'n gewoonte binne die NG Kerk tydens Pinkster hiervoor spesifiek kollektes op te neem, en dan die Bybelgenootskap vertaal Bybels, print Bybels en verkoop en versprei dan ook Bybels in die hele wêreld. So ons is ook dankbaar vir al die werk wat hulle doen in die wêreld. Volgende skyfie, ons moet hierdie week en die wat nog gebruik wat so maak, ons het saam met die FCSV van Amodal, het ons 'n projek gehad hierdie week, nog steeds, waar ons vra vir mense, as hulle extra konversie, wat hulle nie gebruik het, om dit asseblief te skenk aan ons, en ons sal van die skool uitdeel aan mense wat behoeftig is, en wat koud kry vir die winter. So baie dankie vir almal wat daarmee redens getref het. Nou wil ek ook noem net, ek wil ook noem dat ons gaan vandag in 'n lofprys, nee, ons gaan saam sing. Ons gaan wonder sing, maar ons gaan ook by tye musiek sing. So as jy dalk moeg raak van die staandery by tye, dan kan jy nie gaan sit. Of as jy wil staan by die staan, ek gaan ook alles met afkondig, so volg maar net dit wat op die skerm verskyn deur die loop van die diens. So ons eerste fokusarea is die woord van God. Hier staan die woord in die middel van alles, want God se woord is ook die senter van ons lewens en vir ons as 'n gemeente. En ons het oor die woord die volgende saam gelees die week. Ons het uit Hebreërs 4 en ook Timoteus 4 saam gelees. Ek lees ons eerste keer uit Hebreërs 4 uit, waar ons gefokus het die week. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee.
Nou wat beteken dit as ons gemeente sê, dat die woord is ons een van ons fokusareas? Want enige kerk van die Here moet alles wat hy doen en wat hy is, moet gesentreerd wees op God se woord, né? So as ons nie met God se woord besig is, dan is ons nie verkeerde ding besig. Daarom sê ons en ons erken dit weer eens as gemeente, dat God se woord staan sentraal in hierdie gemeente. Dat ons bemoeiings maak met God se woord. Dat God ons 'n riglyn gee deur sy woord. En dat ons as gemeente ook gehoorsaam is aan die opdragte wat in God se woord staan. Daarom is prediking belangrik vir ons, prakties. Daarom is daar ook omgegroepe of Bybelstudiegroepe in die gemeente althans. Maar as jy in jou hart voel, jy wil ook 'n Bybelstudiegroep lei of 'n omgegroep begin, moet ek vra dat jy luister na die stem van die Here wat jy daarmee wakker maak. Om te besef, die Here praat met jou. En dis 'n manier hoe jy kan dien hierso by die gemeente. Katekese van op die woord, want ons sê ook as 'n gemeente dat ons kinders is ons kosbaar. Daarom van kinderkerk tot en met Belydenisdag is dit ons belangrik om vir die kinders die jeug te leer van God se woord. Dankie vir die mense wat hier alreeds besig bedrywig is en dien by die jeug. Maar as daar nog iemand is wat voel die Here moet vir jou kom doen iets of kom reël 'n jeug of raak betrokke by die skool se FCSV wat ook al help daarso, dan luister na die stem van die Here. Want so praat die Here met ons deur sy Gees, die Heilige Gees, waar ons juist oor die weer oor gepraat het. Here, die woord is kosbaar, dit is die lig op ons pad, en Here mag ons as gemeente help om te onderskei wat sê die woord vir ons. Here, mag ons nooit afwyk van die woord nie, en mag ons altyd sê, die woord is ons sentrale punt van hierdie gemeente. En as mense hoor van hierdie gemeente en ding van hierdie gemeente, moet ons dan sê dat hierdie is 'n skrifgetroue gemeente van die Here Jesus Christus. Here, mag U ook vanoggend se erediens en lofprysing seën, Here, en mag ons werklik U nabyheid voel, want U is ook hier teenwoordig in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ons gaan 'n aantal van twee liedjies saam sing in die koor. Ons sal sing soos 'n wilstok. Julle sien daar's 'n tweede vers by. Ek sal nie liedboek nie, maar daar is 'n ander vers ook van die lied. En dan sing ons die Onse Vader. So met soos 'n wilstok ons bly sit en dan die Onse Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel, ons saam staan. So eers moet dit sit ons, die tweede lied staan ons saam.
sien hierso, dat as hier soos dit uitgebeeld is die kruis van Jesus, en daar is 'n wêreldkaarte omgeplaas, om te sê dat Jesus het gesterf vir die wêreld. Daarom moet ons vir Jesus na die mense van die wêreld vat, nee, ons moet gaan uitreik, gaan ons sendingwerk doen in die hele wye wêreld. Dus 'n aardbol, en dan sien ek ook simboliese tas opgepak is om sê, Here, stuur my. Ek is getrou, Here is gehoorsaam, ek luister na die stem. En vir die sending gedeelte het ons die volgende gelees, en ek gaan dit 'n kort gedeelte daarvan lees, die week wat verby is, nee, ons gelees in Romeine 10. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie hom glo? En hoe kan jy hom glo as jy nie van hom gehoor het? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons het hierdie week gehoor, nee, dat sending is nie net ook noodwendig mense doen ver en in wye lande en ver. God stuur ons ook na mense ook aan die straat. Dat God ons ook stuur om hierso op jou ons dan ook sendingwerk te kan doen. Sendingwerk is behels ook goed soos evangelisasie, om uit te gaan in groepe en om met mense te gaan praat, om 'n verhouding te bou en om daar te wees. Ons het gehoor dat ons leef in 'n globale wêreld wat gekonnekteer is met sosiale media ensovoorts. Maar die beste manier om sendingwerk te doen is om eers 'n verhouding met iemand te bou. Nee, Lukas 10 praat van die persoon met die vredevolle persoon. Gaan na daai persoon, bou 'n verhouding met daai persoon en ry dan so uit na 'n gehele gemeenskap, raak in 'n hele gemeenskap. En dalk sit die vandag mense wat dit nog nie weet nie, maar die Here gaan vir jou dalk 'n sending stuur. Die Here maak jou nou al reeds gereed vir daai groot taak om weer na ver te gaan. Of die Here vra van jou, gaan na die buurman, na die buurvrou. Gaan na die moslims op die dorp. Gaan na die ateïs. Die mense van wie jy daar nie en reik uit na dit. Want sending is belangrik vir hierdie gemeente en moet altyd baie belangrik wees vir hierdie gemeente. So ons as gemeente gee ook gedeeltes van ons inkomste aan sending en ondersteun, maar ook vir werkplaas. Net so ons is klaar al bedrywe daarmee, maar ons kan nog meer doen en ons vra julle hulp ook hierdie. So as jy sê Here, hoor by die Here stuur jou, kom praat met ons. En ons sal jou help om jou nog verder te help met sending. Here, U stuur ons in die wêreld. U het in Matteus ons gesê, die laaste hoofstuk, die laaste opdrag van jou, die gesê, gaan na die wêreld, gemaak disippels van my. En Here, help ons om getrou te wees op daardie boodskap. Here, daar beteken dat ek moet my werk opgee, of alles verkoop, en ek moet gaan na ander lande. Of Here, dan vra jy vir my iets, soos gaan dit oor die pad. Loop daardie 100 meter. Dit voel dalk na 'n ver afstand vir jou, dit is 'n moeilike 100 meter, maar die Here vra dit aan elkeen van ons. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan dit in Muskeels lekker saam sing, en ons Vader, en dan Jesus groot hoop. Kom ons staan ons in.
derde bedieningsfokusarea vir ons as gemeente is om te sorg vir mekaar. Nou ons het die week ook gehoor dat daar sorg daai kan nou die behoor daarso, maar ons het die beeld gebruik van die herder, nee, so die soos herder se stok, sy staf, en hierso is skapies. Want sekerlik een van die gedeeltes in die Bybel, as dit nie die mees geleesde gedeelte in die Bybel is natuurlik Psalm 23, waar die Here sê, hy is ons herder. Die Here is my herder, ek kom niks voor. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. So die eerste gedeelte van sorg gaan daaroor dat God vir ons sorg, nee? Ons sy kinders, hy versorg ons. Dis een belangrike deel, nee? Die tweede gedeelte het ons ook gehoor hierdie week is dat ons vir mekaar ook sorg, nee? Ek kan nie vir myself leef nie, ek moet ook vir ander mense sorg. Toe lees ons uit Levitikus 19 uit, ek lees ek ons vinnig met 2 verse daar, Levitikus 19 uit, wanneer julle julle lande afhoes, moet julle nie wenakkers afhoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer afhoes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdeling. Ek is die Here, julle God. Nou hierso en dan ook in die profete veral kry jy dat die Here heeltyd verwys na sy volk om te sê, julle moet kyk dat die weeskinders, die weduwees en die vreemdeling, nie die mense wat geen inkom het. Die weduwees, die weeskinders en die vreemdeling. Dit is 'n opdrag van die Here. En dan vat Jesus nog verder en hy prakties en ook maniere, want dit is ontsettend belangrik vir die Here dat ons as 'n gemeente sal dit doen, maar ook sal meer doen, nee? Ons land se ekonomie gaan al swakker, die rand is al die swakste wat het ooit was, mense verwerk, verloor werke, boere kry swaar, almal kry swaar. Maar die armoede gaan meer en meer en meer. En daar is nie 'n politieke wil om dit op te los. So ons moet na die Here kyk en die Here vra, Here, help ons, oor hoe moet ons sorg vir ons naaste? Want dit is nie altyd maklik om te sorg. Ons weet nie altyd presies hoe nie, beteken doen ons meer kwaad, is goed. En mense wat gehelp moet word, weet nie altyd hoe om dit ook te ontvang. Want hulle baie keer baie trots in hulle self, hulle wil nie erken dat hulle behoeftig is nie. So dis 'n moeilike ding, 'n sensitiewe ding om ander mense te help. Maar nog nie te minder die Here roep ons om dit wel te doen. Nou wil ek die kinders, waar is die kinders? Die kinders hierso. So kom ons gaan gou nog iets speel, maar in die volgende slide ons wil twee kinderliedjies speel. So ek gaan so hierse lekker area van Rico is en ek het vir julle lekkers moet neem. So ek wil vra, kom ons sing vir die kinderliedjies saam. So kinders, kom asseblief. Ons kyk so na die skerm en ek sal die volgende week die boeke vat vir julle. So kom ons kyk so na die skerm en gaan ons lekker saam sit, né? En nou al is ons ouer al, ons almal bly kinders in die Here, né? Ons almal is kinders voor om my vader nog nie loop met, kom asseblief voor die miskaal is. Ons gaan ook kyk na die skerm, né? En dan gaan ons saam lekker proces. Hoe die pas die kinders verdraag. Oké, Petra, speel vir ons die twee liedjies en dan sing ons lekker saam. Ons kyk daar saam. Thank you.
kind. As ek net woord wil jy so voor. Ons laaste woord, maar nie die minste nie, is leierskap. En hierdie een is nog ons baie besonder belangrik vir ons as gemeente. Ons het hom uitgebeeld, ek kan nie so lekker hier voorsien nou nie, maar die natuurlik Jesus is die grootste leier, maar hoe het hy vir ons leierskap gewys? Die voete te was, nie? Sy disciples se voete te was, die onder is so was om dit 'n bietjie uit te beeld. Nou, toe lees ons saam met Filippense 2 om te kyk oor leierskap. En ek dink hierdie een het 'n bietjie verduidelik vir al te verstaan waarom is dit belangrik en waarom ons uitlig as 'n bedieningsarea vir ons as 'n gemeente. Ek lees ons Filippense 2, julle moenie net elkeen aan sy eie belang dink, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waar hy homself vasken, maar hy homself vermeerder die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder vermeerder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. So Jesus het ons gewys wat beteken dit om 'n ware leier te wees. 'n Ware leier is nie wat kragtig en magtig is en wat mense heers te verwys. Want dis hoe die leiers in die wêreld uitgebeeld. As diktators, mense wat werklik leier neem, nee. Dit is nie ware leiers. Jesus wys ons die teenoorgestelde. Dat juis in sy broosheid en sy swakheid en in die kruisgesag, daarin wys hy vir ons wat is ware leierskap. Leierskap wat veranker is in nederigheid. Leierskap wat veranker is daarin om jou disciples, jou studente se voete te was. Leierskap wat veranker daarin is om te sê, ek weet nie alles nie. Kom ek hoor by jou, wat is jou opinie en wat is jou insight. Daarom is dit vir ons as gemeente nog altyd belangrik, maar ook belangrik nog steeds om goeie leierskap te hê by die kerkraad, nie? Dat die leiers van almal goeie leiding gee. Dat ons ook kyk ons gemeente se finansies, dit goed en mooi bestuur. En dat ons ook meer geleenthede gaan bring om mense op te lei, leiers te ontwikkel, lidmate te ontwikkel, jong leiers, jonger leiers, mense wat dalk nooit gedink het self as 'n leier, maar dat ons as gemeente hulle oplei en hulle die vaardighede gee om so te kan groei as 'n leier, nee. En daarom gaan daar in die toekoms al meer geleenthede om verseker werkswinkels ensovoorts. Want dit is belangrik, ons moet terugploeg in ons leiers en mense lidmate in om te sê ons lidmate oplig dat hulle nog sterker en beter kan wees as in die verlede, nee. So dis baie belangrik vir ons as 'n gemeente. So as jy vir die Here roep vir jou tot leierskap, tot sorg, tot sending of woord binne die gemeente, praat met ons, dan weet ons. As die Here jou afluister stemmetjie maak by jou en sê, ek wil nog 'n bietjie meer uitvoer oor hierdie woord, ek verstaan dalk nie hierdie woord, of ek wil diep by hierdie gedeelte van die kerk, maar kan my idees ook werk, so kom praat met my of met die kerk, en dan vat ons het verder. Want as mense vra, wat doen hierdie gemeente? Wat doen hierdie gemeente? Moet mense nie sê, dis maar die kerk was Sondag kerk, of net daar word gepreek as het gemeente. Want hierdie is 'n gemeente wat tyd spandeer in die woord, en mense oplei, nie net op Sondag, maar die week oor as dan ons woord. Dis 'n gemeente wat uitreik en sending werk doen, van die Jakobsdal en verder. Dis 'n gemeente wat sorg vir ander mense. Mense wat juis behoeftig is, mense wat juis arm is, mense wat juis honger is, koud kry, en dat die kerk al meer teken is van ook in die samelewing. En dis ook 'n gemeente waar leierskap, goeie leierskap, Jesus se leierskap beoefen word, en waar mense as leiers opgelei word, om 'n leier te wees by die skool, by jou klaskamer, by jou plaas, by jou huisgesin, by jou straat, om enige plek 'n leier op te kan. Nou 'n leier is nie iemand wat 'n president is of 'n leier van 'n politieke party of so voort. 'n Leier is veel meer as dit. Ons sien die Bybel baie voorbeelde ook daarvan. Ons gaan nou afsluit met ons lofprysing. Die preek gaan nou maak met die lofprysing. Ons afsluit met die volgende een lied. En hierdie lied is 'n keer rustiger lied om ons in te stel vir God se woord, dat ons sal luister na sy woord. Kom ons staan terwyl ons hierdie lied sing.
Ja, Here, die beste plek vir ons om by te kan wees, is om by die voete te kan neem. Om voor die kruis te kan wees, as 'n gebroke mens, Here, mense met foute, mense met teleurstellings, want so ontvang U ons, so vertroos ons, en so praat U met ons reg. Daarom, Here, as ons nou gaan luister na die woord, en ons nou klaar geluister na al die 4 areas van bediening in die gemeente, en ons lees nou die Jesaja uit, om dit alles saam te vat, help ons, Here, en maak ons bewus deur die Gees, wat U vir ons wil sê. Maak ons bewus, Here, van daai stemmetjie wat ons sê, ek roep jou hiernatoe, ek roep jou daarna toe. Of ek bevestig dat jy daar moet wees, al wees waar jy is. Here, ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons lees in Jesaja 58. Nou, ons het laasweek Sondag gepreek was oor op soek na God, weet waar is God? Want as ons wil sê, wie is ons? Ons sê, moet ons weet wie God is en weet waar is God, nie? En jy weet einde, die slotsom is om te weet dat die Heilige Gees is in ons, nie? En daarom is God heeltyd by ons. En omdat God by ons is, maak het ons nuwe mense. Dat het ons herleef as 'n mens. En Paulus skryf dat ons weergebore word, nie? As mense in hierdie wêreld. En dit is 'n daaglikse proses, nie? Ek kan nie sê ek is klaar en môre is ek klaar die nuwe ek nie. Dit is maar 'n daaglikse ding, nie? Want elke dag kom maar hoe goed is maar nie terug en ons moet dit net kan klein en selfs die stryd tussen vlees en gees. Nou as ons sê die Here is met ons, en dit was 'n boodskap op Pinkster dat die Heilige Gees met ons is, die van ons nuwe mense maak. Ja, Jesaja 58 ons besonder om te sê, om ons net bewus te maak oor die vraag, waarmee is ons besig as gelowiges, maar waarmee is ons besig as kerk? En dat die Here ons ook daar op die vingerstuk om te sê, kom op die recht te maak. Nee, julle is Christene, die Heilige Gees, weet julle, alles is vir julle gedoen. Nou moet julle reageer op, om te doen wat ek sê, julle moet. Kom ons lees Jesaja 58 van vers 1. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verskuif, laat jou stem hoor. Duidelik soos 'n ramshoorn, wys my volk op hulle oortreding. Die afstammeling van Jakob en hulle sondes. Hulle vra wel elke dag wat hy wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalings van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings asof hulle van my teenwoordigheid het. Hulle vra, waarom vas ons? Maar jy sien dit nie. Verootmoedig ons, maar jy gee nie aandag daaraan. Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil, en die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle vasdae loop uit die twis en risie. Julle dam mekaar met die vuisbuik. Julle kan op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n risie en in sak en as sit, noem jy dit 'n vasdag, 'n dag waarvan jy hou. Is die vas wat ek wil hê nie dit, om die wat onregverdig gevange hou te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van die brood gee, dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee, dat jy jou medemens nie aan sy dood oorlaat. Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie by jou verdruk word nie meer gedryf en vals beskuldig word. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die
Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in doodstreke sal hy jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog. Jou mense sal die ou pynplek hou, die fondamente herstel wat al geslagte bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel, sodat daar weer mense kan woon. Ons lees dan net klaar. Wat gaan aan in hierdie gedeelte? Nou net so vinnige geskiedenis, lees nie so vinnig nie. Die volk van Israel, hulle het die Jordaan ingekom, het sondig hulle vergeet, hulle het weggegaan van die Here af, hulle het self besig om afgode ensovoorts. So hulle het nie geluister nie aan die Here. Toe word hulle weggeneem in ballingskap. Hulle daar ander nasies kom, hulle gevange geneem, van hulle doodgemaak, en gesinne is geskeer in mekaar, hulle plase, huise is afgevat, hulle het besighede verloor, hulle rykdom, alles wat opgebou het, alles verloor. En hulle is baie mense uitgevat na die vreemde land gebied, waar daar ander gelowe is, ander kulture en ensovoorts. So dit was traumaties geweest vir hierdie volk van Israel. En ook wat ook gebeur het is, net word die tempel vernietig. Dan ons later gepraat oor waar is die Here? En die Here was in Israel gesien as die plek waar die Here is in sy tempel, dis die huis van die Here. Dus die huis van die Here, nie die tempel van die Here. So mense gesikkel met die geloofskrisis, waar is die Here? Hoe kan ek oprig met die Here? Hoe kan ek praat met die Here? En ek sal hierdie vreemde land onrein is ensovoorts. En so hy het klomp krisisse gehad op verskillende nou in Jesaja 58 waar ons lees, is al reeds terug weer by Israel. Hulle is weer terug by die beloofde land. En hulle is nou daar en die tempel is ook weer herbou. Die tempel, daar is 'n nuwe tempel gebou, die tweede tempel. Maar hulle is onder heerskappy van 'n Persiese koning, of keiser koning, en hulle is onder sy gesag. En nou, het die Israeliete gedink, voor die tyd gedink, maar nou gaan alles weer goed gaan met hulle. Doen dat hulle weer gelukkig gaan wees, dat hulle geseën word in die Here, dat hulle voorspoed gaan ervaar, dat hulle besighede goed doen, dat hulle boerdery goed gaan doen, dat hulle gesinne gelukkig is, ensovoorts. Maar op die stadium sukkel hulle baie. Die ekonomie sukkel, ons lees in Nehemia, lees ook van wat hier gebeur het in terme van sosio-politieke omstandighede. Hulle het die tempel terug, so hulle na God gaan aanbid daarso, offers bring. Maar die realiteit van hulle dagligdags bestaan is, dit voel vir hulle verkeerd nie dan is. Dit voel vir hulle die Here se seëning op hulle lewens. En hulle sit al spreekwoordelik oor hierdie pynbom. In hierdie hartseer van die verlede, waar hulle gesinne getraumatiseerd is, en hulle huise en strate ensovoorts vernietig is. En die gewoonte wat hulle gehad het, as hulle so die Here se aandag wil nader trek, as die Here wees met ons, luister vir ons, is dat hulle moet vas. So daar was 'n klomp spesifieke reëls daarvoor, oor hoe hulle moet vas, ensovoorts. Maar nou doen hulle die vas, nou net, so vir buite lyk dit nou reg goed, hulle doen dit wat hulle doen, die Here in 'n manier te sê, Here kom na ons toe, help ons. Maar tussentyd hanteer hulle die mense om hulle soos gemorsel, nee, hulle is redelijk in die nasie. Die mense op hulle werk, baie van hulle is nie in hulle nie, laat hulle baie sterk. En die vasserij, die skyn geloof wat hulle oefen, is baie vals. En dis juist hierom wat die Here vir hulle sê, hier in Jesaja 58. Waarom is julle besig? Julle gee voor dat julle geloof is, julle gee voor dat julle my wil soek, maar as ek my wil vir julle gee, wat julle moet doen, my opdragte vir julle gee, dan doen julle dit. En nou verwag julle dat julle moet wees, julle moet sorg, en daar moet wees. Dan sê die Here dit werk nie so. Maar wat ek eintlik van julle wil hê, is dat julle die harte van julle moet gee, dis lees met Jeremia, byvoorbeeld, en dat julle moet omgee vir die mense. Maar die mense wil dit nie doen. Maar ons kom en ons sê dit gaan goed met onsself nie, ons gaan self, die ekonomie swak, ons sukkel om uit te reik en om daar te wees. En dan sê die Here, maar dit is
En so sê ek, dat jy moet uitreik na jou kinders. Na die weduwees, die weeskinders en die vreemdelinge tussen hulle. Nou geliefdes, dit is 'n baie moeilike opdrag. Nee, ons as ons vandag se tyd kyk, is dit 'n baie moeilike opdrag. Ons sit met 'n regering wat vreeslik korrupt is en daar is nie politieke wil. Maar daar is al die geld moet gaan vir die armes en die mense wat behoeftig is, word gesteel, meeste word gesteel. Ons raak moedeloos, mense raak moedeloos, die gewone mense op straat raak moedeloos. Maand in en maand uit as jy by die winkel aankom, kos net hier. En jou verantwoordelikhede wat jy moet nakom aan die einde van elke maand, jy moet dit orders ensovoorts, raak dit aan hier. En dit raak baie moeilik vir ons om positief te bly in die omstandigheid. Ons paaie is vernietig, die infrastruktuur is vernietig, en daar is baie onenigheid tussen mense, Nou, ek wil nie presies 'n lyn trek as vir ons in Jesaja 50, want dit is nie so verantwoordelik om dit te doen nie, maar ons sien baie van dieselfde dinge wat ook maar in ons eie land aan die gang. En dit is juist in sulke omstandighede die Here gesê, julle moet nie vir julleself doen. Julle moet juist leef vir ander mense. Want die swak leiers, die swak keisers, die swak konings, hulle was nog baie dooie daar. Want mense volg nie Jesus se voorbeeld van leierskap. Daarom gaan altyd korrupsie en gesteelerheid wees met die politiek, nee. So ons moet nie beter verwag van leiers wat alboos is. Maar die Here wil vir ons om te wees, daar waar jy is, en jy 'n leier is. En jy moet Jesus se voorbeeld volg. So jy kan sorg vir mense. Soos wat die Here vir ons sorg, nee, in ons eie lewens, moet ons vir ander mense sorg. Ons kan nie vir onsself doen. Ons kan nie vra, Here, help my met my eie probleme hierdie maand nie. Ek moet juist uitreik en gefokus wees op ander mense. En dan voel ons, Here, maar hoe kan ons sending werk? En dit is so moeilik. Here, mense na my het skape gesteel, so ek het laas nie sending werk. Nee, ek sal uitgewees. Hoe gaan jy mense wat so nee. Maar die boodskap van Jesus moet op die mense uit. Sodat mense kan verander. En ons het al die tools, want ons nodig het gereedskap, ons God se woord met ons as 'n gemeente. Daarom geliefdes, as ons die opdragte van die Here ernstig opneem en die boodskap van die Heilige Gees wat in ons is en van ons nuwe mense maak, moet ons God se wil uitleef. En ek sê nie hiermee dat ons dit nie doen nie. Ek sê nie hiermee dat ons nog meer dit moet doen as 'n gemeente om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Nie sodat ons raak kan sien word as oulik of wat nie, maar sodat die Here Jesus daardeur verheerlik word. Mag ons vaskry op ons woord, mag ons bly sendingwerk doen in Jakob en Weier, mag ons bly en nog meer sorg vir mense wat nodig is. En mag ons leiding neem in hierdie gemeenskap van ons. Dat ons bekend sal staan as 'n gemeente in 'n dorp wat nie net vaskyk in 'n probleem nie, maar oplossings soek daarvoor. En ons kan dit slegs doen met die hulp en leiding van die Heilige Gees. Amen. Here, dankie dat ons kan fees vier as 'n gemeente vandag. En Here, ons kan nou nagmaal gebruik en mag U ons diep bewus maak daarvan. Om te besef dat hierdie alles is net moontlik omdat U gesterf het aan die kruis en opgevaar het na die hemel. Here, help ons om ons diep bewus te maak van die Heilige Gees se stem in ons lewens. Dankie dat U hierdie goed aan ons openbaar, maar help ons dan om te luister en te onderskei die Here roep my na hierdie area toe om te dien binne die gemeente. Here, help ons ook om ons gesindhede te verander, dat ons nie altyd net bedien wil word nie, maar dat ons ook sê, Here, hier is ek self gaan ook dien binne die koninkryk en die gemeente. Here, ons bid in U naam alleen. Amen. So ons gaan van begin met nagtafel. Wanneer jy kan saam ons begin speel, sy gaan die agtergrond ons speel en ons self dan instel vir die nagmaal. Ek vra ons nie, dit is
na vore te kom, om van die tafel die gebed te kry. So wat is die nagmaal? Ek het juist gevra dat die kinders ook vandag wat die is, om bietjie meer boodskap te kry aan die nagmaal. Die nagmaal is 'n belangrike ding vir ons as gemeente, né? Want die twee sakramente wat ons vier as een kerk is die doop, die volgens vir die nie is nie wat die toelating voor die aarde. So die doop is een wat ons sê ons is deel van Jesus se gesin, deel van God se verbond. Ons is ingesluit in sy gesin. En die nagmaal help ons om in te bly by die in daai verbond. Want daarin deur die nagmaal ons deel aan God aan Jesus se kruisiging en ook dit wat hy betaal het vir ons aan die kruis, net dat ons skoon gewas het van ons sondes. So kinders, ons het gewoon twee goed by die nagmaal wat ons het. So ons het gewoonlik nou die brood. So die brood dat ons dink fisies net aan iets van ons liggaam. En dat ons dan aan Jesus na ons liggaam, nie? Want die Bybel leer vir ons dat Jesus se liggaam was gebreek, stukkend gemaak en hy baie seer gekry in sy liggaam. En dan is daar ook die wyn, nie? So wyn is gewoonlik dan 'n wyn, is gewoonlik 'n soet wyn, 'n rooi wyn dan, want dit simboliseer iets van Jesus se bloed wat gevloei het vir ons, nie? So kinders, dit is wat ons doen, nie? As jy oud genoeg is en jou ouers, jy het gestrek met jou ouer of ouers, en jy voel, jy is reg hiervoor om dit deel te daarvan, kan jy, nee, die ouer mense het voorgevol dat die eerste beleidings afneem, en dit mag dan doen, maar goed, dat ons ook nie verander oor die jaar, nee. Maar ons moet die nagmaal ons nie goed kom maak, net sommer gewoon te maak. Het is nog steeds 'n wonderlike, maar 'n ernstige ding waar ons deel kan hê, as gelowiges en as kinders van die Here. Ek gaan die kerk raak die volgende toe, om te kom, waar ons nou die brood en die wyn gaan uitdeel.
Geliefdes kinders, is eerste die brood. Die brood wat ons dink aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. En dat dit vir my seer was, deur baie moeilike goed gegaan het, sodat ons gered kan word van ons sondes. Neem dit, eet dit en dink daaraan. Die beker van danksegging. So dis nou die wyn. Dit laat ons dink aan Jesus se bloed wat gevloei het, daar aan die kruis met sy liggaam gebreek is, seer gemaak is, want dit baie bloed gevloei. En met daardie bloed het hy ons sondes ontskoon was. En deur daardie bloed is ons deel van Jesus se familie. Neem dit, drink dit, en dan kan Jesus bloed, wat vir jou en vir my bevloei. Jesus, dankie dat ons almal kon deelneem, ons getuies wees, ons waarneem maak, as kinders, groot mense van die nagmaal. Here, deur die nagmaal, word ons net weer bevestig dat ons is deel van die gesin. En dat ons juist vir die nagmaal moet diep herbesin oor ons eie lewens, ons keuses, oor die sondes, oor die besluite, om te besluit, Here, ek wil nie meer op daardie pad wees. Ek wil nie meer so doen, ek wil nie meer dit woede leef, ek wil nie meer met afgangs leef. Ons wil 'n klomp probeer. En om dit weer eens bevestiging te kry uit die woord en deur die Heilige Gees, dat ons werklik skoon gewas is van ons sondes. Here, deel van hierdie Pinksterfees, Here, as 'n groot boodskap, is om ons nuwe mense te maak. Dankie dat ons altyd die nuwe mense gemaak het. Here, ons bid in U naam alleen. Amen. Ons 'n paar afkondigings sê vir ons deel. Vir ons afsluit van die normale koms. Ek gaan van 'n brood eet, so so verjaarsdag. Vandag verjaar Janine Skools. Sy is Janine, baie geluk aan jou Janine. En dan almal wat verjaar die week kom, baie geluk aan julle. Dan so 'n paar afkondigings, verder afkondigings. Hierdie Dinsdag aand is ek nie beskikbaar nie. Ek is by die Koffiefontein, ons gemeente, daar as ons optree by die kerkraadvergadering. Dan ek doen dat oor vandag oor 2 weke. So van dis die 11de Junie, gaan ons 'n kinderdiens in die eetdiens hê. So ons gaan poppenkassie, ons gaan lekker vrolik is nie. So maats, julle gaan 'n paar gaste om ander maatjies om kuier nie. 'n Paar poppe kuier van ver. So julle is vir mamma en pappa se wil daai Sondag in besonder dan kyk. Kom ons gaan dan doop vir klein Nias. So ons is so baie opgewonde oor die doop, ons almal getuies daarvan moet wees. Dan by voorbereidings, ek sien daar's 'n hele paar name. Kom ons bly bid vir almal en ondersteun mekaar. Dan ook net weer eens nuwe lidmate, Josef en Sandy Du Plessis. Ons wil maar weer eens vir julle sê baie welkom as nuwe lidmate by die gemeente. Dan die kerkraad, ons gaan die tweede Sondag iets ons gaan afkondig. Ons het vir Albert de Tooi tot die kerkraad verkies en daar het sover geen wettige beswaring gekom nie. So ons sal dan na vandag sal ons dan so die ewigheidsgemeente reël waar by Albert bevestig gaan word door die kerkraad. Dis dan al van die afkondigings wat ek vir julle uitgelig het. Liefdes, ons gaan nou afsluit met ons slotlied, gaan ook 'n musiekvideo wees, ons woning kom. So kom ons staan as ek vir die laaste lied.
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal op julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Gaan het goed? Ja,